Goeiemôre Suid-Afrika, dis die 16de Maart Maandag en hier is 'n 1700 SA tyd update vir die stand van sake in die Iran-oorlog en hierdie is net 'n terugvoer oor die nommers vanuit Amerika se eie deelname. Ek praat nou nie van Israel nie, net Amerikaanse deelname. Sover trek ons by die 16de dag en ons het sover steeds 13 soldate verloor. Dis wat die getal oplos is aan die Amerikaanse kant. Soos ons almal weet, het ons net onlangs, 2 dae terug, het die Amerikaanse weermag Kark-Eiland aangeval en hulle het 90 militêre teikens vernietig op Kark-Eiland. Militêre teikens wat vernietig is daar is goed soos stellings waar die weermag kan inlê, bankers waar hulle seemyne en goed wegberre en ander wapens wegberre in hierdie tipe militêre installasies. En die vliegveld op Kark-Eiland is gekruiter die aanloopbaan. Sover in hierdie 16 dae, eerste 16 dae van die oorlog, het Amerika alleen al meer as 6000 combat sorties gevlieg in Iran in en nou ook in Kark-Eiland in. Wat 'n hele hoop teikens dan vernietig en geneutraliseer het. Op die oomblik is die aanvalle gefokus, vandag se aanvalle en môre se aanvalle, die volgende paar dae, word gefokus direk op die Defence Industrial Base. So, hulle gaan agter fabrieke aan, plekke wat kan drones maak of missile components bou of so. Dis die teikens wat op die oomblik gesoek en uitgehaal word. Dis al die industrial base, die Defence Industrial Base. So hulle kyk spesifiek na wapenopslagplekke en ook dan spesifiek plekke wat wapens en ammo kan bou. So trek ons dan ook by die vloot, die Iranse vloot. Daar's al meer as 100 van die Iranese vloot se vaartuie gesink. Die hoofvloot van Iran is sommer al vroeg in die oorlog geneutraliseer en uitgehaal. Nou hulle supportvloot en die kleiner bote, dis wat hulle agtergaan, die wat kan myne lê of wat kan net vinnig patrolboot ry en rocket skiet op skepe. Hulle is besig om hulle uit te haal. So daar sal oor die 100 in totaal van hulle vloot, albei dele van die vloot is al gesink. Aan die Iranse kant, hulle gaan voort, hulle het al meer as 300 siviele teikens in al hulle buurlande aangeval. Meeste van hulle is afgeskiet. Hier en daar het missiele en drones deurgekom wat skade gemaak het. Hulle is nou besig om cluster warheads te gebruik in stede soos in Tel Aviv, wat hulle ballistic missiele skiet wat cluster ammunisie het. So hulle is nog steeds besig om indiskriminerend op siviele populasies te skiet, om te hoop hulle kry die siviele populasie om hulle regerings te dwing om te stop. Ons het weer vandag, vanoggend, baie satellietfoto's gesien. Dit lyk nie goed daar in Iran nie. Die teikens wat getref is regtig verwoes, maar daar's groot skade. En die laaste ding wat ek gou wil bepraat, mense het gevra, hoe blok Iran die Hormuz-stryd? As hulle vloot is nou omtrent bestaan glad nie, hulle lugmag bestaan nie meer nie, nou hoe blok hulle dan die stryd? So dis eenvoudig, op die oomblik blokkeer hulle die stryd, hulle het nog steeds plekke van waar hulle kan missiele lanseer. Onthou, nog nie al hulle missielplekke is uitgehaal nie, want die meeste is ondergrond, so jy gaan voet op die grond moet sit om hulle uit te haal. So hulle het plekke van waar uit hulle onder bankers kan uitkom, gou lanseer en terugskuif, tot in die see in waar die skepe gaan reg. En hulle het ook nog steeds die vermoë, klein vermoë om myne te lê. So dis wat hulle meestal gebruik om die Hormuz te sluit. En net iemand te sê daar's een myn in die see, gaan die ander mense bang maak om die see te gebruik, want hulle weet nie waar's daai een myn nie. Tot hy gekry word en vernietig word. So hulle gebruik maar sielkundige warfare ook. Maar dit is hoe hulle het nie fisiese vloot wat rondry en die hele stryd blok en mense kan nie. Daai het hulle nie meer nie. So hulle doen dit van die kant af. Hulle het nog steeds die vermoë om van die kant af vuurpyle of drones te skiet op skepe wat verbykom, want dit is 'n baie klein stryd. En hulle het nog steeds die vermoë om enkele seemyne te lê. En dit is wat nou gejag word in die volgende paar dae.
So dis dan die update vir hierdie tyd van die middag op die maandagmiddag die 16de Maart. Ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koppel TV regstreeks van Nashville. Geniet die dag.